Byna aan die einde van ons program Lig op Lig hier op Maluti FM 97.1. En ons lees uit die Nuwe Testament, Handelinge, hoofstuk 9. Saulus se bekering. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, man sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat met hom saam op die pad was, het spraakloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan, het hy sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie en hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep: Ananias, hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here het vir hom sê vir hom: gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê: Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u naam aanroep. Toe sê die Here vir hom: gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en hy het geëet en sy krag te herwin. Handelinge 8 vers 9, hoofstuk Handelinge 9 vanaf vers 1 tot by vers 18. Handelinge vertel vir ons die werk van die kerk in die beginjare. Volgende lees ons spesifiek oor die man Saulus, ons weet later Paulus, en sy bekering. Hy was op pad om mense, Christene te vervolg. En op pad Damaskus toe kom daar skielik 'n lig oor hom en 'n stem. En hy antwoord: wie is u, Here? En dan antwoord die Here: dit is vir my wat jy vervolg. Ja, die Here sê nie, dit is my kerk of my kerk se mense nie. Dit is vir my, want ons, die kerk, is die liggaam van Christus. As Christus sê, dit is vir my, dan sit ons een met hom. Een liggaam met Christus. Wonderlik, fantasties. En so ook die vroeë kerk van daai tyd. Dit is vir my wat jy vervolg, sê Christus. Hy sê nie, vervolg die kerk of my kerk of iets nie. Hy sê, dit is vir my wat jy vervolg. En dan sê hy ook vir hom 'n baie belangrike ding. Maar staan op, gaan vorentoe. En daar sal vir jou gesê word wat moet gebeur en gedoen word. Die Here gee nie vir hom instruksies baie duidelik tot waar jy nie. Nee, maak hom blind sodat hy nie kan sien nie, sodat hy gelyk kan word, maar ook sodat hy in afwagting moet wag in die eerste plek. En as hy die stem in die opdrag hoor dat hy ergens heen moet gaan of dat hy iets moet doen, dan moet hy dit doen. En ons weet ook dat hy dit gedoen het. En dan sê die Here vir Ananias: ek gaan vir hom sê hoeveel hy vir my naam
moet lei. Ja, dit is 'n aangrypende vers, ook vers 15. Hy sê, gaan daarheen, sê vir Ananias, maar ek gaan vir hom sê, hoeveel hy vir my naam moet lei. Min wetende het Saulus, wat Paulus sou word, geweet, hoeveel hy vir die Here se naam gaan lei. Maar om te lei vir die Here in hierdie wêreld is baie beter as om in ewigheid in die verdoemenis sonder Christus te lei vir ewig. Kom ons maak seker dat die boodskap, net soos met Paulus, uitgaan, dat hy nie op een plek bly nie, maar dat hy voortgaan en doen wat die Here sê. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.